Die hoërskoolbediening strek natuurlik van graad 7 af tot by graad 12. Hiereens is hulle opgedeel in klein groepe met 'n volwasse kleingroepleier. En die 4 elemente van ons jeugbediening word natuurlik nou daar ook toegepas. Maar dan nou die kern van hulle lesmateriaal, die sluit aan dan nou by die Heidelbergse katekismes, by die geloofskennis, sodat hulle genoeg kennis kan opbou om dit ook toe te pas. So die vraagstukke wat hulle opdoen in hulle lewe, die word dan nou aangespreek saam met die geloofskennis. Deur middel van die lesmateriaal wat ons aanbied in ons grootgroep byeenkomste wat dan ook 'n erediens vir hulle insluit, daar word hulle temas vir hulle aangespreek en dan nou tydens hulle kleingroep besprekings wat dan nou redelik kreatief aangebied word, kry hulle geleentheid om te debatteer en te redeneer daaroor saam met 'n predikant of saam met 'n ander volwasse persoon. Ek dink die grootste uitdaging is omdat hulle soveel vraagstukke ontwikkel en omdat hulle blootgestel word aan baie vrye denke deesdae, is dit nogal vir hulle traumaties partykeer om oor hierdie goed te redeneer en oor geloofsake. So hulle word baie keer beïnvloed en dan moet ons help om dit weer reg te stel. Die belangrikste van ons hoërskoolbediening is dat die laaste jare is wat ons hulle nog kan vorm en daarom begin ons baie meer praktiese toepassing doen op die 4 elemente van ons jeugbediening. En begin hulle sekere verantwoordelikhede daarvan oorneem, soos om self voor te berei vir van die lesse, selfs die omgee te hanteer. In die algemeen wil ons graag hê dat ons dit so gou as moontlik klaar doen voordat hulle dan nou by belydenis van geloof afkom. Juist omdat ons dink aan waar ons kinders veral op hoërskool dan nou eendag moet eindig en ons wil hê hulle moet graag baie van hierdie elemente self doen, het ons 'n vrywillige groep begin. Huidiglik noem hulle self die Exco. Maar dit is 'n groep kinders wat besluit het hulle soos die leiers van 'n skool gaan by mekaar kom van tyd tot tyd en hulle gaan oefen om projekte aan te pak en hulle is ook dan sommer 'n verteenwoordigende stem vir die jeug van Wapenrand gemeente en waarmee hulle dan nou saam kan gesels met die jeugdiensgroep of selfs met die kerkraad.